Dalk kan jy jou oë toemaak net vir 'n oomblik, maar ons weet wanneer die Here teenwoordig is met woord en ek wil jou graag uitdaag vanoggend en soos wat ek die Here kan onderskei, is daar iemand wat dalk 'n taal het wat opborrel in jou binneste. Wat ons noem 'n gawe van die Heilige Gees en ek wil dit nie druk nie, maar kom ons wees vir 'n oomblik net stil en as daar iemand is wat 'n taal het. I am your Father, and I've called you by name. I have placed my Spirit inside of you, who draws you close, who calls you to me, who says to you, come, come, come to me. Jump into my arms and come to me. Trust me. Trust me with all that you have, and know that my heart for you is just a heart of love. You celebrate Father's Day, but I am your Father. I created you and I formed you in your mother's womb. I placed my seal on you, and I know you. I know everything about you. I call you to me. Come to me and sit with me and allow me to work in your heart. Allow me to do the things that you long for. Trust me and trust me and trust me. But it is only when you draw near that you will know the magnitude of my Spirit that rests inside of you. Come to me.
plekke is strome van lewende water. Hoekom het julle die strome van lewende water opgedam? Hoekom is daar net 'n bietjie water wat oor die damwal loop? Hoekom wil julle net sluise oopmaak? Ek, die lewende God, kom en ons breek hierdie damwal in jou eie lewe. Breek die damwal. Die lewende water moet uit jou vloei. Die lewende water moet uit jou binneste vloei. Die wêreld is so dors. Die wêreld is dors, maar julle het my opgedam. Breek die wal. Breek die damwal. Breek die damwal. O radadadada my keskiri die gera dadadada my kore die geri dadadada my ke. My liefde moet in die wêreld gesien word. My liefde moet oralste heen loop. Met jou gedagtes breek die damwal. Moet my nie beperk nie. Ek is soveel groter as wat enige een ooit kan dink. Laat my toe, die lewende God, om te kom vloei na elke klein dorre plekkie toe. Kom ons wees net so 'n oomblik nog in sy teenwoordigheid. Dis nie ek, dis nie 'n mens wat spreek nie, maar dis gawes van die Heilige Gees wat met jou praat en dat jy moet ag gee. Dat die berg bewe en dat ons hier in sy teenwoordigheid is 'n feit. Maar wat help dit wanneer ons in sy teenwoordigheid is en ons stap hier uit onveranderd. Ons stap hier uit en ons het nie besluite gemaak nie, ons het nie keuses gemaak nie. Dis duidelik dat die Here roep vanoggend, kom. Die Here sê trust, die Here sê vertrou my. Die Here sê moenie droog word nie. Laat ek die damwal breek. Laat ek wees soos water wat deurbreek. Laat ek wees soos 'n damwal wat oorloop. Laat ek wees soos die Gees in jou wat uitroep, Abba Vader. Laat ek wees in jou soos die Gees wat sê strome van lewende waters, nie druppeltjies nie, nie plassies nie, maar strome wat jou meesleer, wat sonde uit jou lewe uitdruk, wat jou reinig, wat jou heilig, wat jou versterk. Laat toe dat die wind deur jou waai, laat toe dat God sy asem weer in jou waai. Ontvang weer die Heilige Gees, ontvang weer sy vrede, ontvang weer, net soos wat jy daar sit, is daar besluite wat jy moet neem, wat die Here nou sê, met jou praat, dat dit is heilige grond, dat jy nou kan inneem, dat jy nou dalk op jou eie, miskien stil, jou sitplek kan inneem, en mediteer net, waarmee is die Here besig met jou in jou eie lewe? Wat praat hy met jou? Dalk is dit waarskuwing, dalk is dit teregwysing, maar dat dit nie oordeel is nie, dat die Here jou nie seer maak nie, maar hy trek jou nader vanoggend. Mense wat ver is, kom naby, kom naby, kom naby. En mense, ons sal dwaas wees as ons nie hierdie uitnodiging maak nie en sê, wil jy nie net jou hand oplig terwyl elkeen se oë gesluit is nie, wat jy weet dat die Here jou roep vanoggend. Hy roep jou om hy tree te maak, om te sê, ek kan nie verder so aangaan nie. Ek het u nodig. Dis net u wat kan volmaak. Wil jy nie net jou hand opsteek en sê, bid vir my nie, bid vir my. Bid vir my, want dis waar alles gaan begin. Dis waar alles heen wys na. Hier
Hier's mense se hande wat opgaan en ek wil jou die geleentheid gee. Ons noem dit bekering en ons hele gemeente gaan dit herhaal hierdie gebed. Wil jy nie net jou hand opsteek en sê ek het U nodig nie. Ek het U nodig in hierdie donker week. Ek het U nodig vir hierdie tyd. Ek het U nodig in my emosies. Ek het U nodig in my intellek. Ek het U nodig by my besigheid. Ek het U nodig hier binne in my. Hier's mense se hande wat opgaan en jy het hom so nodig. Wil ons nie as gemeente saam, wil jy nie net hierdie gebed saam bid en sê, Here, ek kom nou na U toe. Wil jy dit nie hardop sê nie, Here, ek kom nou na U toe. En ek gee U my lewe. Ek glo in U. Ek glo in U seun wat my kom verlos het en my sonde vergewe het. Sy bloed is uitgestort vir my. En ek bely nou met my mond. En ek glo dit met my hart. Dat U is die seun van God. En ek glo in U. Kom bly nou in my. In Jesus naam. Amen en amen. Liewe gemeente, ek wil hê jy moet jou sitplek neem. Ek glo dat hier is die woord vir mans vanoggend en ek het die hele tyd gewonder, maar as mans hierdie woord kan inneem vanoggend, ek vertrou dat die wêreld, ons kerk, ons dorp 'n ander plek sal wees en ek wil jou vinnig vat, miskien, Suzel. Terwyl hulle net my notas daar reg kry, help my net daar agter, maar ek het dit hier op my hart, dat ons moet praat met die mans vanoggend, hoe om op te tree soos 'n man. Mense, elke liewe woord wat ek vandag sê, mag dalk klink dalk so bietjie soos oordeel, mag dalk klink asof die Here wil pak gee, maar ek wil hê jy moet baie mooi luister. Kom ek begin met jou in Joël 3 vers 9, en dis vir vrouens ook, maar die klem op die Here wil iets doen met mans. Ek lees daar in Joël 3 vers 9, roep dit uit onder die nasies, berei voor vir oorlog, wek die helde op, laat al die krygsmanne naderkom. Die Engelse vertaling het my gelei na die tema toe en hy sê, proclaim this among the nations, prepare for war. En dan hierdie woorde, stir up the mighty men, and let all the men of war draw near. Bedoelende, ons as mans moet by mekaar kom, hy roep en hy stir weer mighty men. Hy soek weer mans wat die besluit kan maak. Ek lees die statistieke, 90% van alle mans vandag sê dat hulle glo in God. 5 uit 6 mans verwys na hulle self as Christene wat die pad stap, maar eintlik volgens statistieke is dit slegs 35% van mans wat kerk toe gaan op 'n gereelde tyd saam met hulle vrouens. En dan hierdie statistiek het my geraak, dat met ander woorde slegs 1 uit elke vrou kom saam met hulle mans op 'n gereelde tyd kerk toe. Asof hierdie disconnection is en 'n statistieke wat wys dat daar is 'n verwydering van mans tussen kerk en man wees. En dis snaaks want ek doen die navorsing en ek sien dat dit is nie so in ander gelowe nie. Dat vrouens is in die minderheid as dit kom by boeddhisme. Vroue is in die verdere minderheid as dit kom by letterlik Hindoe geloof. Vrouens is letterlik in 'n groot persentasie die minderheid as dit kom by Islam
geloof. Dis net in ons Christelike geloof wat ons sien dat mans het hierdie diskonneksie, of hulle het hierdie verwydering, of hulle het hierdie disconnection, of hulle is unplugged, of hulle wil dalk nie oorgee of ingee nie. Maar die Here vra my die hele week lank, waar is die regte mans? Waar is die ware mans? Want ons het hulle nodig, mighty men. Ons het hulle nodig. En ek wonder wat gaan aan in ons land, wat gaan aan in ons samelewing as dit kom by mans, want dit was nie so in Jesus se tyd gewees nie. Ek kyk hierdie week en ek sien dat dit was nie so in die eerste kerk gewees nie. Iets is besig om met mans te gebeur. Iets is besig dat daar 'n down spiral kom by mans wat die rol moet wees en gemotiveer moet wees en geïnspireer moet wees en planmakers moet wees en ristuikers moet wees en besluitnemers moet wees en dapper helde moet wees, dat ergens is daar 'n hou vas op mans wat sê, ek kan net nie uitkom nie en ek wil nie met jou praat vanoggend oor bravade nie, dat jy 'n held moet wees en dat jy op GQ voorblad nuus moet wees met 'n six-pack en 'n swaard in die hand nie. Dis hoe die wêreld dit sê. En dan gaan min van julle gaan dit maak. Ek gaan alleen daar op die voorblad wees. Maar ek glo dat God roep alle mans om weer connected te wees aan die kerk. Aan die kerk. Ja, die kerk, die bruid van Jesus Christus. As ons kyk na Jesus se bediening, mense, en asseblief byt vas, ek wil vir jou iets mooi sê vanoggend. As ons kyk na Jesus se bediening hier op aarde, hy was soos 'n magneet vir mans gewees. Soveel so dat as ons die Bybel lees, dan sê hulle het eintlik nie eers ag gegee op die vrouens nie. Nie dat hulle minderwaardig was nie, dat ons hulle wil verkleineer vandag nie. Ek sê weer gaan luister Moedersdag se preek, gaan die vrouens opgehef wees, maar vandag, hoor hierso, in hierdie konteks was die vrouens was eintlik nie eers getel gewees nie. Dan kom Jesus en hy sê asof hy wil sê, as julle my bediening wil meet, as julle wil weet hoe sterk is my bediening, kyk hoeveel mans kom na die bediening toe. Kyk hoeveel mans volg my. En daarom sê die skrif daar in Matteus 14 vers 21, dan sê hy, toe hy die 5000 mense gevoed het, dan sê hy, ek het dit eintlik hierso, dan sê hy, en dit was omtrent 5000 manne. En dan so kantnote sonder die vrouens en die kinders. Daar was 3000 manne wat tot bekering gekom het in die eerste kerk. Jesus kies 12 manne om disippels te wees. 12 manne, boere, vissermanne, met persoonlikhede en nie meers, met testosteroon, en hy kies hierdie ongeleerde manne. Hy kies hierdie ongeletterde manne, wat letterlik instap, en manne met passie, wat getrek word vir een of ander rede deur Jesus Christus. En dan sê hierdie manne, ons het ingeloop, ons het ingekoop, en uiteindelik was ons uitverkoop gewees. Ons het ingeloop, ons is uitverkoop. En ons vra weer hierdie vraag, waar is die regte mans? Want mense, dit is so belangrik dat ons nie ons manlikheid verloor nie, en is so asof die wêreld sê, die manlikheid gaan verlore. Jy word so half ontman, jy word ontkoppel, jy man weet amper nie meer waar sy plek nie. Hey, die Bybel praat daarvan dat Petrus en Paulus en Petrus het 'n heavy vassit gehad. Galasiërs 2 vers 11 kan jy dit lees, dat Petrus raak so 'n bietjie skynheilig, want hy wil nie saam met die heidene sit, waar hy altyd mee saam gesit het nie. Toe die Jode inkom, toe onttrek hy hom so 'n bietjie, en Paulus, toe hy dit sien, dan sê hy hierdie woorde, en hy sê, maar toe Petrus in Antiochië gekom het ek hom openlik teëgestaan. Het ek hom openlik teëgestaan. 'n Ander vertaling sê, but when Peter came, I protested and I opposed him in his face. 'n Ander vertaling sê, I had a face-to-face confrontation. Jene mense, sit 'n paar mans bietjie hierso los by 'n plek, ek jou sê, dit is 'n paar minute, dan speel hulle iets, of hulle breek iets, of hulle sit vas met mekaar. Dis iets van man wees, dis iets van
testosteroon wat sê, ons het dit nodig, God het ons so gemaak, daar's 'n rol wat 'n man moet speel. Hoe sal jy dit like as jy eendag kerk toe kom, en ek en die medeleraar staan daar op die stoep, en hoor jy so, en ek het my vinger hier in sy gesig, en hoor jy so, ek sê, staan, hoor jy so, trap oor hierdie lyn, hoor jy. Hey, jene, dit is 'n wille kerk hierdie, hoor. As jy kom vandaan waar ek kom, van Boksburg af, sal, hoor jy, die kringetjie gemaak word, en sê, fight, hoor jy. En dis wat gebeur het. Mans in die bediening wat sê, jette, ek staan op. En ek wil jou vra vanoggend, waar is die regte mans? Ek wil dit vir jou hard en duidelik sê vanoggend. Ons het julle as mans nodig. Jou vrou het jou nodig. Mans, julle familie het jou nodig. En hier is hoekom, ek sit die hele tyd hier aan dink, hoekom is dit so belangrik vir mans om Jesus so naby as moontlik te volg? En ek kom op hierdie woorde neer, want seuns volg altyd mans. Boys always follow men. En ek wil hê dat die Here vanoggend met jou moet praat, wel, hoe doen ek dit? Hoe maak ek dit as man in hierdie lewe? En ek kyk na 'n boekie en ek kry inspirasie. Die boekie se naam is letterlik Act Like Men. En dit is gebaseer op 'n skrifgie, die mooiste skrifgie wat ek eintlik misgelees het my hele lewe lank. En ek wil hom graag vir jou lees, dan sê hy daar 1 Korintiërs 16, dan sê hy, waak, ja, ons gaan nou daarop praat, staan in die geloof en nou in hierdie woorde. Het jy dit al gelees in die Bybel? Wees manlik, wees sterk. Laat alles by julle in liefde gesit. Engelse vertaling sê, be watchful, stand firm in the faith. En dan sê hy, act like men. Act like men. Tree op soos man. Tree op soos 'n man. En ek wil vir jou 'n paar beginsels gee uit hierdie 2 of 3 woorde, of jy in Engels of Afrikaans kyk. Is amper slide ek my boek so op, ek het nou so gewoonte hier aan, maar wat beteken dit? Mense, God sê, meer as enige iets in hierdie lewe het hy nodig dat mans weer moet mans wees. Dat mans weer moet act like men. Om op te tree soos man, om elke dag letterlik op te staan en to step it up. En doen wat van jou verwag word, omdat jy lief is vir Jesus Christus. Act like a man. Tree op soos 'n man. En ek wil vir jou 3 goed gee. Ons gaan 'n bietjie in die skrifte wees, en die eerste ene gaan jy nou 'n bietjie oor lag, maar dit is wat by my opkom, volgens hierdie konteks. 3 goed wat dit nie is, om soos 'n man op te tree nie. Wil julle die eerste ene hoor? Wat is dit om op te tree, om nie soos 'n man te wees? Ek wil jou eers die negatief gee. Om op te tree soos 'n man, is om nie op te tree soos 'n vrou nie. Dit is baie diep hierdie. Maar mans, hier's 'n waarheid hierin. Ek wil weer eens nie negatief praat of vrouens beperk nie. Maar wat ons hier probeer sê, en jy kan dit gaan soek in die Bybel, jy kan dit gaan bevestig in die skrif, wat ek eintlik vir jou probeer sê is, om op te tree soos 'n man, beteken om nie 'n volgeling te wees nie, maar jy moet kan leiding gee. As jy 'n man, 'n man of valor, 'n dapper man wil wees, dan moet jy leer om soos 'n man op te tree. En die manier hoe jy soos 'n man optree, is om nie te volg nie, maar om te lei in jou familie. Ek weet daar's baie plekke waar jy moet volg, in jou familie, die rol van man wees.
God het die man 'n sekere verantwoordelikheid gegee, accountability. Hy het gesê die man moet beskerm, die man moet 'n leier wees. In Deuteronomium 6 vers 6 dan sê hy, die woorde wat ek vandag tot jou spreek, dan sê hy, jy moet gaan en jy moet dit jou kinders inskerp. Jy moet gaan en jou kinders dit inskerp, of hulle lê en of hulle staan en of hulle gaan. Jy het 'n verantwoordelikheid. Dis jou familie, dis jou huis, dis jou plek. En ek wil vir die mans vanoggend sê, dis op jou. Jy moet dit hoor vanoggend. Dis op jou. Meer as enige iets in hierdie lewe. Dis op jou, man. Tree op soos 'n man. Act like a man. Moenie volg nie, lei. Mans, jy moet die budget uitwerk. Mans, jy moet die besluite. Eendag praat ons met 'n vrou en sy's by Discovery en ons praat net en sy hoor ek is dominee en sy begin te praat en sy sê, weet jy, sy het hierdie besluit gemaak in haar lewe. Ja, dit was die mooiste gesprek wat ons met hierdie vrou het en sy sê, weet jy, sy het besluit. Haar man, volgens Efesiërs, volgens die Bybel, die man is hoof van die huis en hy is die besluitnemer. Hy sê, wees julle vrouens lief. Jy gaan lees Efesiërs. En dan sê sy het besluit net. Dit maak nie saak hoe sy voel in haar binneste nie. Sy het haar man altyd vertrou oor die besluite wat hy neem. En die lewe het vir hulle uitgewerk, al voel sy nie so getrou en so lekker oor die besluit. Sy vertrou haar man, want haar man is die beskermer, die leier en die priester en die profeet, en hy hoor God se stem, en ek gaan nou daarby uitkom. Wat beteken dit? Moenie volg nie, maar lei, wat beteken dit? Kan ek gooi gou vir jou versie? Mense, asseblief, sit mooi, ek beloof jou, al die paas, julle gaan lekker eet, word honger, maar moet nou nie hier sit en sê eet, hoor, so, Rian, jy het mooi gepraat op Moedersdag, maar eintlik trap jy nou die mans uit, weet, maar net so moet julle manne verstandig saam met hulle, saam met wie lewe? Saam met die vroulike geslag, want hulle is die swakkere. Dan moet jy eer aan hulle bewys, en dan sê, pas op, dat jou gebede nie verhinder word nie, maar ons gaan nou daar uitkom, maar jy moet verstandig saam met hulle lewe, want hulle is die swakkere. Hulle is die swakkere. Die tweede puntjie by B gedeelte, wat ek, om op te tree soos 'n man, moenie die swakkere wees nie. Ja, mense, die Bybel is so duidelik hieroor. Hy sê, as jy genuine 'n man wil wees, as jy wil wees soos God jou gemaak het, moenie die swakkere een wees nie. En weer eens, ek is nie hier om die vrouens te verkleineer nie, maar in hierdie konteks sê hy praat hier van fisies moet die man. Hy sê, intellektueel moet die man, emosioneel moet die man so optree, geestelik moet die man so optree, dat hy nie die swakkere is in hierdie verhouding nie. Hy's nie die swakkere een as dit kom by gebed nie. Hy bid harder as sy vrou. Hy's nie die swakkere een as dit kom by toewyding nie. Hy's nie die swakkere een nie. Jene mense, kan julle hoor, waarvan praat die Bybel hierso, en dan sê hy, jette, waar is die mans? Waar is die dappere helde? Tree op as 'n man. Want jy is nie die swakkere een nie. Vrouens, hoor jy, dis great, maar bid vir jou man, hy moet jou kan verbyvat geestelik. Dis waar mans moet wees eintlik. Jy het 'n verantwoordelikheid, jy het kinders, jy het 'n familie, jy het allerhande soort verantwoordelikhede. Act like a man. Tree op soos 'n man en moenie die swakker een wees nie. Ek voel of ek al my vriende in hierdie kerk nou verloor. Step up. Act like a man. Okay? Dit beteken, as jy soos 'n man, moenie volg nie, maar lei. Dis nommer 1, A. Nommer B is, moenie die swakkere een wees nie. En dan hierdie ene, jete, Suzelle het my eintlik gehelp met hierdie ene. En ek wou nie saamstem nie, maar as jy wil optree soos 'n man, los die drama. Ja,
mans kan drama queens wees. Nou die dag bel my en sê, yes, ek hoor jy is in die hospitaal. Is jy op 'n drip? Wat gaan as jy siek? Ek sê nie, ek net 'n verkoue. Het jy al 'n siek man gesien? Heerlikheid, hoorie. Hulle is pateties, hoor. Ek het bietjie konflik by die huis. Nou moet almal in die huis moet nou op eiers loop, want pa's hier. Jy weet, act like a man, tone it down. Nou moet ek skree en ek is geïrriteerd en ek moet dit vir almal wys. Engels sê ek rent en ek ryf en ek begin so 'n bietjie harder te praat en skop die hond en hey, mense, word vol van die Heilige Gees, mans. Dit sal jou help om jou hier meer te beteel. Word vol van die Heilige Gees. Dit sal jou help dat jy jou anger issues kan uitsorteer. Dit sal jou help om geduldig en vrede. Word vol van die Heilige Gees. Mans, want die vrouens kry dit reg, maar mans het een of ander weerstand van die kerk en hulle is nie ingeplak nie. Wees 'n man. Tree op soos 'n man. Wees vriendelik. Weet jy wat? Om vriendelik te wees is om heilig te wees. Om heilig te wees is om vriendelik te wees. As jy heilig is jy vriendelik. Act like a man. Die laaste ding wat dit ook nie is nie, met ander woorde, moenie optree soos 'n vrou nie. Nommer 2, hierdie is vir my so amazing. Ek hoop die vrouens waardeer dit ook. Die mans definitief het my verlaat. Maar om op te tree soos 'n man, moenie optree soos 'n dier nie. Want die skrif sê, ek verbaas my, hy verwys na 275 versies oor wat hy verwys na dier of beast. Die dag toe Dawid oorspel gepleeg het, toe kom hy terug na God, en hy staan voor God in sy aangesig, dan sê hy hierdie woorde, ek is my nier het in my ingekrimp, en hy sê ek is geprikkel in my siel, en dan sê hy, ek was soos 'n dier voor u. Ek was soos 'n dier voor u. Nebukadneser, hy was so vol van bose geeste gewees, dat die skrif sê, hy het buite toe gegaan, en saam met die koeie op sy knieë, het hy begin plante eet en gras eet. Dan sê die skrif van Nebukadneser letterlik, sy hare het geword soos die van 'n arend, en sy naels soos die van 'n voël. Hy het soos 'n dier geword. Hier, ek begin bietjie kyk na, wat is dit om op te tree soos 'n man? Dit is nie om op te tree soos 'n dier nie. Het jy al 'n dier gesien? Hoe tree 'n dier op? In sy eie belang. 'n Dier tree op en sê, maak nie saak, wat se dier, jy kan nie 'n dier maak. Ek praat nou nie van 'n chihuahua, ek praat nou van 'n wilde dier. Jy kan nie 'n dier maak, hy het instinkte. 'n Dier het hy eie begeertes. As jy soos 'n dier is, dan sê hy, dis my kos. Ek kuier eendag by 'n pel, toe ek jong seun was, sê, sit in TV kyk, sê, jy moet nie op daai stoel sit, dis my pa se stoel. Dis my stoel. Dis my seks. Dis ek, dis my, dis net vir my, dis ek. Vir jouself. Jy's nie 'n man nie. Jy tree nie op soos 'n man nie, jy tree op soos 'n dier. 'n Dier het nie maniere nie. Maak weer 'n bietjie die deur oop vir jou vrou. Hulle sê, die dag as jy weer die deur vir jou vrou maak, is een van twee goed, is of 'n nuwe kar of 'n nuwe vrou. Maar, weet jy, ons joke nou hier oor, en, jy weet, ek bedoel, doen weer, tree op soos 'n man. Sê dankie, wees vriendelik, wees gaaf. Okay, moenie soos 'n vrou optree nie. Moenie soos 'n dier optree nie. Derdens, om op te tree soos 'n man, moenie soos 'n kind optree nie. Moenie soos 'n seentjie optree nie. Yes.
Die Wes, hier is sleg, ek haat dit om hieroor te praat. Seentjies soek alles, maar hulle wil niks doen nie. Die mans verlaat my, die vrouens love my, mans verlaat my. Is okay as die seentjie 12, 13, 14, 15 is. Ja, en Carlos nou nie hier nie, maar hy lê op die bank. Dis 3 meter van hom af. Kan mama my net die water aangee daar asseblief? En mama gee dit. Ek soos, jene. Los sy borde net daar. Los dit bo, hoorie. Ek jy sê, hierdie week het dit gereën, want hy het eintlik al sy borde afgebring kombuis toe, weet, in sy kamer opgehoop het. Is okay as jy, maar hoor gou hierdie skrif. Seentjies wil niks doen nie. Hulle wil alles hê. Hoor gou hierdie vers. Toe ek 'n kind was, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind. Ek het gedink soos 'n kind, ek het geredeneer soos 'n kind. Maar dan, jy sien, daar moet 'n maar dan in elke man se lewe kom. Maar dan, en nou het ek 'n man geword. Jy sien, daar is so amper half 'n tweede asem, 'n oorgang, wat die Bybel van praat en sê, pas op dat mans nie vassit in hierdie, wat sal ek dit noem, protected childhood, kinderjare, ek wil alles hê en ek wil niks doen nie. Ek gaan nie jammer sê, nie sy kan jammer sê. Dis wat 'n klein seentjie gaan sê. Hey, sê jammer. Al is jy nie eens verkeerd nie, as jy getroud is jy verkeerd, sê net jammer. Dis hoe dit werk. Okay. Maar toe het ek 'n man geword. En ek het die dinge van 'n kind afgeleer. Ja, mense, die Bybel is so ryk. Ons dink hierdie goeie, dis vir my geskryf. Dis vir my geskryf en ek's 50 jaar oud. Dis vir my, hey, jy's nie meer 'n seentjie. Jy kan nie meer sit, ek soek alles. Ek tree op soos 'n dier. Ek tree op soos 'n vrou. Mans, act like men. Toe ek 'n kind was, is dit alright. Maar die oorgang moet kom en sê, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Nee, ek het nog so 2 keer 'n week hang ek daar saam met my buddies rond. Jou eerste prioriteit is jou vrou en jou familie en niks anders nie. Ek het die dinge van 'n kind afgelê. Jy hoor hierdie woorde. Jy's net 1 keer jonk, maar jy kan onvolwasse wees die res van jou lewe. Pas op mans, pas op. En nou, gou, kom ons sluit af net met daarom iets positiefs hier. 3 goed wat ek met jou wil praat oor, hoe om, jy het nou gehoor, om nie op te tree soos 'n man, moenie soos 'n vrou optree nie, moenie soos 'n dier optree nie, moenie soos 'n seentjie optree nie, tree op soos 'n man. Nou volgens hierdie versies, dan sê hy, nommer 1, hoe kan ek optree soos 'n man? Dan sê hy, nommer 1 in daai versie, waak. Ons kan daar lank stil staan by hierdie woordjie waak. Wees waaksaam. Wees op die oppas, sorg dra, noukeurig toe, wakker, oplettend, wees op jou hoede. Ek het ander woorde, hou jou oë oop. Ja, ons moet die goed hoor, julle. Ons gaan met 2 oë in die lewe in. Hy sê, mans, wees manlik. Waak. Hou jou oë oop. Om aandag te gee. Om gefokus te bly. Dit te doen met, in die ou tyd het hulle hierdie woorde gebruik, en dan in die ou testament, dan het hulle in 'n stad ingekom, en hulle die mure afgebreek, of hulle die stad ingeval, en dan kan jy gaan lees in Esegiel 3 vers 17, en dan het God
hy noem dit in die Engelse, dan sê he called up watchmen. Hy het 'n wag opgerig en gesê, julle mans moet op die mure gaan staan, en dan moet julle op die uitkyk wees, julle moet waaksaam wees vir enige aanvalle van buite af wat jou familie kan kom vermoor en uitmergel. Mans, God roep ons om te sê, wees 'n watchman. Joel 3 vers 17, dan sê hy roep alle mans tot 'n oorlog. Waar's al die mans? Hier's 'n oorlog. Ons is nie in 'n drill. Dis nie 'n drill oefening hierdie nie. Dis genuine, dis fight, dis genuine. Mense gaan genuine hel toe. Daar's genuine bloed te doen nie meer. Ons kinders is genuine aangeval. As ek kyk na my eie, letterlik my eie familie, as ek kyk na die goed, as ek dit sien en hoor wat aangaan, dit is die duiwel val families aan. Hy wil by die pa uitkom. Pa, jy's 'n dwaas as jy dit nie raak sien nie. Hou jou sterk. Jy's so swak want jy hou jou swak, want jy is 'n teiken vir die duiwel. God wil jou sterk hê. Jy het 'n rol om te speel. 'n decision maker, 'n besluitnemer, 'n risikotaker, 'n moedige mens, 'n dappere held. Hy roep ons op. Ek sê dit gister vir Suzelle, ek is genuinely trots daarop nie, maar sy het laasweek so met my beklei, ek weet nie hoekom nie, maar ek genuine, hoor, ek het niks verkeerd gedoen nie, maar, jy weet, en, ja mense, ek gaan so sleg voel om dit nou te sê, maar, jy weet, daar is 'n oomblik wat ek ry, en hier kom 'n stem in my kop. Yes, en daai stem is boos. Maar ek hoor daai stem. En die stem sê vir my, sê sommer vir ons gaan skei. Dit is nie 'n heavy fight nie. Maar ek hoor dit. Wees manlik. Hierdie gedagte is boos. Ons het 'n oortuiging om te sê, ons sal nooit skei nie. 'n Vriend van my noem dit nou die dag en sê, het jy 'n definitiewe doel, weet? Het julle met mekaar gepraat, maak nie saak wat gebeur en julle, ons sal nooit skei nie. Just nou lewe ons so. Sy wil my doodmaak, maar daarom nie skei nie, jy ken daai stories, nee. God sê, wees waaksaam. Mense, ek wil hê, jy moet dit hoor. Wees waaksaam. Is jy waaksaam? Hey, klim op die muur. Klim 'n bietjie op die muur op. Klim op. Gee 'n bietjie aandag aan jou familie. Hy sê 'n man wat nie na sy eie huis omsien is slegter as 'n heiden. Gaan lees die Bybel. Maar ons wil almal gevul word met die hy, ons wil almal die great hê, ons wil almal prosper, ons wil almal geld hê. Maar jy's 'n dier by die huis. Wees 'n watchman. Gaan op in hulle kamers in. Daar's nie iets van privaatheid nie. Hulle kan privaatheid kry wanneer hulle hier begin betaal. As hulle begin hier betaal, dan kan hulle privaatheid kry. Maar intussen, kyk ek op jou komputer, ek's 'n watchman. Ek weet wat is jou kode van jou PC en jou laptop en jou selfoon. Ek's 'n watchman. En is nie die vrou alleen se werk nie, is die man se werk. Wees 'n watchman. Kyk nou wat 'n musiek hulle luister. Wat 'n taal praat hulle? Wat 'n beat dans hulle? Niks daarmee fout, maar wat 'n beat dans hulle? Jesus, mense hoor gou hierso. Jene, hierdie is amazing. Eli in die Ou Testament, hy's 'n hoëpriester. Dan sê ek moes dit weer gaan oplees want ek kon nie glo die bewoording nie. Maar die bewoording sê letterlik die twee seuns, hy het twee seuns groot gemaak. Eli, die hoëpriester, het twee seuns groot geword. Dan sê die skrif, hulle is twee seuns is deugniete. Weet jy wat is 'n deugniet? 'n Deugniet beteken letterlik they were worthless. The sons of Eli, they were worthless. Hoe sal jy like daar word geskryf van jou?
Die kinders wat jy groot gemaak het, was waardeloos. Kan ek gou vir jou sê, hoekom sê hy so? Wil julle weet, hoekom sê die Here dit? Vers 3 vers 13 sê, en ek sal hom te kenne gee vir Eli, en sy huis gaan ek oordeel, tot in ewigheid, oor die ongeregtighede wat hy geweet het, want toe sy seuns skande oor hulle self gebring het, het hy, wat die pa is, hulle nie streng bestraf nie. Engelse vertaling sê, he did not restrain them. Hy het nie die kinders reg gehelp nie. Restrain beteken, no measured effort on his part to even resist the wickedness of his children. Hy het nie eens 'n poging aangewend, toe hy sien, daar's iets fout met hierdie kinders. Mamas, papas, be a watchman. Wees 'n watchman. As jy jou kinders goed in die huis wil inbring, hoor hierso, en jy bestraf hulle nie streng nie. Jy is nie streng in bestraffing nie. There's no measures on your side to resist the wickedness. Pas op. Pas op. Die Bybel sê daai twee seuns, they blaspheme God. Hulle het God gelaster. Hulle het God vervloek uiteindelik. Ek sê weer, jy moet 'n watchman wees. Wees waaksaam oor jou familie. Paas, maas, jy kan nie die heeltyd beste vriende met jou kinders wees nie. Jou kinders het 'n pa nodig. To restrain them. En 'n goeie pak slaas dalk jy moet, maar hulle sal my nou hier dalk hierso van die lig afgooi op Facebook as ek dit sê. As mans dit kan begin regkry, dan gaan seuns begin volg. En as jy nie so 'n pa het in jou lewe nie, kry 'n mentor, kry iemand waarna jy kan opsien. Mans, klim 'n bietjie van jou foon af, klim 'n bietjie van jou bank af, kom 'n bietjie vroeër van jou werk af, kom 'n bietjie uit jou kantoor uit. Tree op soos 'n man. Wees waaksaam. Wees waaksaam. Jong girls wat 'n man soek, soek hierdie goed in 'n man. Sal nie spyt wees nie. Jong meisies, waaksaam. Tweede ding gou-gou, staan sterk in die geloof. Die Message vertaling sê, hold tight to your convictions, Ek wil net gou vinnig daar sê, hy sê letterlik daar, wat jy glo jy oor die woord, wat glo jy oor die huwelik? Moenie dat jou teologie oor God, of jou lering oor God begin afgewater word weens jou gedrag nie. Moenie dat jou gedrag jou standaard begin bepaal nie, of jou eie oortuigings dit geminag word nie. Die woord van God, laat dit sterk staan in jou geloof. Laat dit rotsvas wees, die fondasie, dat dit geanker is in hierdie bewegende, veranderende kultuur waarin ons lewens. Iets moet vasstaan. Ja mense, ons soek revival, ons soek dat die Here, jy kry eers revival in jou eie huis. Kry revival in jou eie huis. Yes, my kinders dien die Here. They are not worthless. I restrain them. Ja, dit bevry my, want ek wil my kinders se beste vriend wees. Jy moet kies, wil jy pa wees of beste vriend wees? Jesus, en die kinders sal nooit spyt wees as jy 'n pa vir hulle kan wees nie. Hulle het vriende, maar wees 'n pa. Laaste deel, lewe in liefde. Laat alles by julle in liefde geskied. Ek het nou 'n paar goeders dat ek daar wil sê, maar ek gaan nou ietsie uitlos daar. Maar dit spreek regtig tot my. En miskien gaan ek nou nie daai versie wil lees nie, maar kom ek lees hom net vir jou in die Amplified. Hy sê, laat alles by julle in liefde geskied. Die Message vertaling sê letterlik van daai woorde, love without stopping. Ek weet, jou man doen goed wat jou so irriteer.
En ek weet, hoor hierso, daar's goed wat jou vrou doen, wat jou so kwaad maak. Maar die skrif sê, love without stopping. Dit breek my hart. But I will love without stopping. Dit breek my hart dat jy verkeerde keuses neem, my kind. But I will love without stopping. Jy maak terrible besluite. And I'm restraining you, but I will love without stopping. Ek wil dit sê vir elke huwelik, vir elke man, vir elke vrou. Dit het met jou ook te doen. Laat jou man toe om man te wees. Laat hom lei. Kom ons kom terug na die Bybel toe. Jy het vanoggend het jy so potjie sout gekry. En ons wil hê jy moet vanmiddag 'n lekker braai hou. Al hou jy potjie kos, gooi alles daar in die potjie, is lekker sout. Miskien kan jy hom net op die kombuisrak sit en jouself herinner om man te wees. Terwyl die band net so vorentoe kom, wat het met jou gepraat vanoggend? Jakobus sê dit so mooi, hy sê ons, ek moet 'n dader van die woord word, ek word 'n dader van die woord, anders is ek letterlik soos 'n ou wat in die spieël kyk en loop hy uit en vergeet. Ja, mense, maak iets vas vandag. Praat met jou vrou. Mense, daar's jare gewees wat Suzelle die budget geraan het. Het was lekker. Want die stres is alles op haar. Het was lekker. Vra. Ek het my voet neergesit 2 jaar terug. Sê ek doen die budget. Dis my stres. Dis my rol. En dan begin dinge te draai selfs finansiëel vir jou, want jy's in die wil van God. Dis maklik, mense. Nie optree soos 'n vrou nie, jy's 'n man. Vrouens, moenie optree soos mans nie. Dis maklik. Vrou, wees vrou. Man, wees man. Kom by mekaar, eer mekaar, sê die skrif. En dan sal julle gebede nie verhinder word nie. Kan jy hoor? Hoe baie word ons gebede verhinder? As 'n rol. Mans, dapper helde. Dapper helde. Sterk in geloof. Nie seentjies wat kind bly nie, maar oorgegaan het en die dinge van 'n kind afgelê het. Yes, dis ryk, mense. Dink mooi daaroor. Op hierdie mooi Vadersdag verryk die Here elke man. Ek weet dit. Ek gaan vra dat die mans net vir 'n oomblik elkeen sy sout sal vashou. Wie is die sout van aarde? Jy nie die botteltjie uithaal is 'n simboliek. En ek het gevra vir 2 mense om hierdie oggend vir ons te kom afsluit. Om 'n gebed vir ons te kom doen. Manne wat ek sien, dis manne. As ek kyk na hulle gesin, as ek kyk na hierdie mense, dan sê ek, Jesus Here, ek skiet dit so as ek my moet meet. Here, laat hulle vir ons bid. Laat ons help. Laat die Here se gees oor jou kom en laat die mans weer gevul word met die gees. Laat die mans weer opstaan. Jesus, mense, iets stir my. Dis 'n voorreg om 'n man te wees. Laat die Here dit opbring in jou.
Vrouens, bid dit vir julle mans hierdie week. Party mans is ontman. Geestelik ontman. Ek het geen autoriteit meer nie. Vat 'n man se autoriteit weg, hy's maar net daar. Bid die, oorgee die man terug. Ek gaan vra dat Dawie en Franna net hier voor sal kom en net so 'n gebed bid en sê, Here, raak ons aan as mans en dan gaan ons al van daar af kan ons koffie drink en kuier, maar kom ons sluit die oë en ons vertrou die Here vir hierdie woorde wat saai in jou hart nou. Ek wil vandag 2 gebede doen. Ons het die diens begin met 'n woord en die woord het gegaan oor die Here gesê het, kom terug na my toe. Maar in my gees ervaar ek net, daar's soveel mense wat, daar's 'n blockage, daar's 'n skeiding tussen jou en die Here. En daai skeiding, glo ek in my hart, is onvergewingsgesindheid. You cannot forgive. Jesus het ons geleer om te bid en hy het gesê, as jy bid, dan bid ons so, Here, ons Vader wat in die hemel is, gee ons daaglikse brood, en dan staan daar, vergewe ons sondes soos wat ons anders vergewe. Met ander woorde, soos wat ek jou kan vergewe, op dieselfde level sal die Here my vergewe. En is daai onvergewingsgesindheid wat 'n skeiding bring tussen ons, en ek voel vandag spesifiek mense wat hulle paas moet vergewe, want ons sien, ons moet na ons pa toe hardloop. Hy sê, kom terug na my toe, vertrou my, maar ons kan nie, want die prentjie wat ons het van 'n pa is distorted. Is nie 'n regte prentjie nie. So ek gevra in hierdie oomblik, dat julle net julle oë toemaak, maak dit net bietjie makliker vir die mense. As dit vanoggend jy is, jy voel, as jy bid jy teen die ceiling vas. Daar's 'n skeiding tussen jou en die Here. En as jy terugdink aan jou eie pa, is daar verwyd, daar's kwaad, daar's woorde wat seer gemaak het, daar's aksies wat hy gedoen het, wat seer maak, wat nou nog 'n kwaad in jou opbring. As dit jy is vanoggend, gaan ek vir jou vra om jou hand op te steek. Ek gaan nie vir jou vra om vorentoe te kom nie. Ek gaan nie vir jou vra om enigiets anders te doen nie, behalwe net om jou hand op te steek en sê, Here, help my om te vergewe. Daar's hande wat oral opgaan. Daar's ouer mense wat al vir jare loop met hierdie seer. En die Here wil vir julle vandag bevry. Here, ek bid vanoggend vir die mense met hande op. Here, en ek vra dat U 'n vrede en 'n vreugde sal kom herstel, Here. Here, ek kom teen die leuns van die vyand en ek kom teen die aksies wat gedoen is. Here, en ek vra dat U hulle sal kom herstel in hulle harte. Dat U hulle sal kom toevou met die Gees en dat U hulle sal kom vul. Here, sodat hulle vandag hier kan uitloop in 'n volheid. In 'n volheid van U, in 'n verhouding met U wat mense verstand te bowe gaan. Die prentjie wat ek sien is Benjamin Kabuti, ons almal bly hier, nee, ons almal ken die storie. Benjamin Kabuti het teruggekom na sy ma se huis toe. Ek weet nie of julle die onlangs een gesien het nie. Maar sy ma en die familie het op die stoep gesit en dit was 'n warm Karoo dag en Benjamin Kabuti het uit Nysna uit teruggekom huis toe. En sy ma het opgestaan en so in die verte haar seun sien kom. En hy het sy tas net daar aan die pad gelos en hy het begin hardloop. Hy het begin hardloop na sy ma toe, gehardloop na sy huis toe. En die prentjie wat ek sien is nie hy wat begin hardloop nie, maar toe hy begin hardloop, toe staan daai ma op en sy begin hardloop en sy kry hom op die pad, kry sy hom. Vandag, daai eerste tree wat ons neem, terug na die Vader toe, dis die tree waar die Here besluit, nou hardloop ek, en as hy begin hardloop na jou toe, is daar niks wat hom kan stop nie.
Here, dankie vir 'n herstel in verhoudings tussen kinders en ouers en mense in U, in Jesus naam. Here, dan die tweede gebed wat ek vinnig wil doen, en Rian, kom staan gou hier saam met my. Rian het vir ons mooi gepreek vandag, en hy het gesê ons as mans moet staan. Maar daar's 'n verskil tussen staan en sterk staan. As jy vandag leiding wil vat, as jy vandag wil sterk staan in jou gesin en sterk staan en staan vir iets. Die Engels het 'n mooi woord, hulle sê step up to the plate. Gaan ek vandag vir jou vra om saam met ons te staan as 'n man. Maar moenie staan as jy nie wil sterk staan nie. Maar as jy wil staan as 'n leier in jou gesin en jy wil staan vir iets, gaan ek jou nou vra om saam met my te staan, dan gaan ons bid. Here, dankie vir U wysheid en U liefde. Dankie vir U sterk maak van nou in mans. Here, maar ek bid vir liefde en wysheid meer as enigiets anders vandag. Here, ons is mans en ons het wysheid nodig om ons vrouens en ons kinders te lei, Here, en ons wil dit nie op ons eie doen nie, want dan jaag ons aan. Here, ek vra dat U ons sal kom lei. Dat U ons sal sterk maak, dat U ons sal laat waak, soos watchmen. Here, en ek vra dat U Gees ons nou sal stir up the mighty men, in Jesus' name. Here, dankie vir U seën op elke man. Here, ek bid nou vir hulle besighede, vir hulle werk, vir hulle finansies. Here, want ons as mans ons wil kan voorsien. Dis hoe U ons gemaak het, Here. Here, dankie dat U vir ons voorsien, want U is ons voorsiener, nie ons nie. En dankie dat ons dit net weer kan onthou vanoggend. Here, gaan met ons in Jesus naam. Amen. Ja, ek dink die Here is net besig met 'n baie diep werk. En toe Rian my vra om te bid, toe sê ek vir hom, ek het eintlik gister 'n gebed neergeskryf. En ek het dit vir my kinders op ons WhatsApp groep gestuur en vir hulle gesê, bid hierdie gebed. En ek weet, ek moes dit ook al oor hulle gebid het gisterand, maar gisterand was een van die dae wat almal ergens heen was. Maar toe Rian my vra, toe sê ek vir hom, is dit reg as ek net hierdie gebed lees? En kan ek die mans vra, omdat die Heilige Gees die mans uitsonder vandag. Dis 'n wêreldse ding, maar ons as die kerk kan alles redeem. En ons kan 'n Vadersdag vier, soos op die regte manier, hoe Rian ons ook gelei het vandag. En waar een van die woorde is wat Dawie ook gepraat het van om op te staan. So kom ons staan op en vir die mans. As ons opstaan, dan gaan ek bid. En my gebed gaan oor die Heilige Gees. Ons kan dinge uit ons eie krag probeer. Maar ons elkeen het die Heilige Gees nodig. Want anders te gaan ons net probeer. En ons sal weet, ons is mans, as jy self probeer, dan gaan jy misluk. Dit maak nie saak hoe wonderlik gepreek word en hoe ons onsself motiveer om die dinge te doen wat die woord vir ons vra, wat Rian ons oor herinner het nie, maar as ons dit gaan doen uit ons eie krag, gaan ons faal. Maar ons moet weet waar kom ons krag vandaan. En my gebed is, ons kan enige iets bereik, ons kan enige iets doen, en ons kan dit sê, omdat ons die Heilige Gees in ons het, en die Heilige Gees is in ons. God wat die hemel en die aarde gemaak het, hy wat alles gemaak het, hy is in ons. En ek dink nie ek besef het nie, ek besef nie regtig waar, dat die Heilige Gees in my is nie. Ons het alles wat ons nodig het, om 'n verskil te maak, om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. God, in die naam van U Seun, Jesus Christus, wat aarde toe gekom het, om vir al ons sondes te sterf en ons te bevry van die juk en die las van sonde, van dood,
hopeloosheid, wat opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en wat nou sit aan die regterhand, op die troon, en intree vir ons op aarde, wat intree vir ons as mans, vir ons swakheid, vir ons sondes. In hierdie naam, in hierdie kragtige naam van Jesus Christus, bid ons dit. Dat U ons oë sal oopmaak, ons verstand sal helder maak, ons harte ontvanklik sal maak, om U Heilige Gees, nie net nou nie, maar elke liewe dag te ontvang. Heilige Gees, God by my, God in my, God drie-enig hier op aarde, deel van my wese. Heilige Gees, ek verwelkom U in U tempel. My liggaam is U tempel. Heilig my, reinig my en beskerm my teen enige iets wat hierdie tempel ontheilig en vuil maak. Vergewe elke sonde van gedagte, van woord en daad. Ek is so opgewonde om te sien wat U vandag en in die toekoms deur my en my gesin gaan doen. Blindes wat gaan sien, dooies wat gaan opstaan, lammes wat gaan loop, demone wat gaan vlug, huwelike wat gaan genees, verslawing wat gebreek gaan word, misdaad wat stop, geregtigheid wat geskied, liefde wat regeer en selfsug wat verdwyn. Ons bid dit alles in die kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons gee net 'n lekker hande klap vir al die mans. Dankie vir jou deelname. Dankie dat jy inkoop. Dankie dat jy dit respekteer. Dankie dat jy dit eer. Ek weet, ek sien nie oor die gehoor hoe die Here op mense net bly. Mag jy 'n geseënde, wonderlike dag hê, maar 'n wonderliker week met 'n jaar wat vir jou net geseën sal wees. Daar is 'n gebedsgroepie voor. As jy voel jy het gebed nodig, asseblief mense, dit is so uiters dat jy dit hoor. Kom bid saam, kom vorentoe. Anders as lekker koffie, tee vanaand, baie belangrike lekker aanddiens. Sien julle vanaand.